Dankie om bij jullie huis te wezen. Allemaal is welkom hier zo. En ons vader huis vanochtend. Kom net om op u. Met gebed en zei dankie Vader voor jullie dag. Dankie om hier zo te wezen in die huis van die Heer vanochtend, Vader. Ons weet ons arbeid hier zo, Vader, vanochtend de dienst, Vader. Alsjeblieft, Vader, zijn die muziekkanten, zijn die pastoor. Wat kan uw woord brengen vanochtend, Vader? U zei in uw woord alles met awesome met. Loof de Heer, Vader, alsjeblieft met ons. Loof de Heer vanochtend zijn dienst, Vader. Zo met u is welkom vanochtend, Vader. U is welkom in die dienst, Vader. Let ons zeggen halleluja voor de Heer, Vader, alsjeblieft, Vader. Dat is mijn gebed in Jezus en dan amen en amen. En ons gaan vooraf verwennen om die koorkie te leven volgen. Julle moet maar verskoon, ons is maar nog bezig met die klanken. Ons gebruik maar wat ons het. Maar ons is nie om mense gelukkig te maak nie. Ons is nie hier om raak gesien te word verhoorde deur mense nie. Maar dit wat ons doen, doen ons tot eer en verheerliking van die Here. Verdra maar die klank. Ons sukkel self hier om mekaar te hoor. En om die klavier te hoor. Die speaker wat ons hier het nou net gegaan. Dis hoekom ek die speaker gedraai het, sodat Marna kan hoor. Maar ons doen dit nie vir mense nie. Ek weet nie van julle nie, maar ek is nie hier vanmôre om deur mense raak gesien te word. Of deur mense gehoor te word nie. Mense moet my nie hoor nie. Maar hulle moet die God wat in my is kan hoor. Die God wat in my is kan raak sien. Nie dit wat ek sê of dit wat ek doen nie. Maar dit wat die Here sê. Dit wat hy vir ons gee. Soos wat hy wil vanmôre. Raak vanmôre ontslaaf van die dinge wat jou pla. Raak vanmôre ontslaaf van die dinge wat jou bekommer by die huis of by die werk of waar ook al dit mag wees. Raak ontslaaf van daai pakkie. Gee dit vir die Here. En kom ons loof en prys hom vanmôre. Ons gaan begin met die liedjie I'm under the rock. And the rock is higher than I.
waaroor ons kan bly wees. Ek is met vars vreugde oor die gesig.
Babla Santabele, Baba. Die gemeente, strek je handen uit naar het toe. Die Here sê vanmorgen, verklaar dit wel. Lewende Christus, 'n tweede maal. Sê die Here vanmorgen, as jy laat gaan kom, Babla Santabele, Baba, gaan jy buite staan, om na hierdie diens te luister. Die Here sê vanmorgen, steek jou hande uit, na hulle toe. Steven, die Here sê vanmorgen vir jou, vat salfolie en salf hierdie herderspaar. Die Here sê vir die gemeente vanmorgen, julle gaan moet hardloop. Julle gaan moet hardloop om by te bly hierdie jaar. Die Here sê vanmorgen, 'n groot jaloesie in hierdie dorp gaan uitbreek teenoor hierdie gemeente. Maar die Here sê vanmorgen vir julle, as julle onder die bloed bly, sê die Here vanmorgen, vir Carletonville gemeente, sal die pyle julle nie tref nie. Die Here sê vanmorgen, veel van die Bybel, Lukas 4 vers 18, dan lees jy dit vir die gemeente. Lukas 4 vers 18, lees jy vir die gemeente. Die Here sê vanmorgen vir julle, luister baie mooi, luister baie mooi, na die woord vanmorgen. Hoi! Ai! Lukas 4 vers 18. Hy sê die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbrysel is van hart te genees, om aan gevangenes vrylating te verkondig, aan die blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. Luister baie mooi, die Here sê, hierdie skrif was nie net vir die werkerspaar, maar hierdie skrif sê elkeen wat vanmorgen in hierdie godsgebou staan, as ek jou siel gered het, is jy 'n gesalfde, klein of groot. Die Here sê jy moet hierdie evangelie gaan uitdra, die Here sê vanmorgen vir hierdie orkes, dit het tyd geword, dat julle nog dieper sal afsteek, nog dieper sal delf. Die Here sê vanmorgen vir julle sal nog so speel. Dan sal julle die Gees van my gewaar agter hy muziekinstrumente en julle gaan uithubbel onder die geklank van my Here, ons dankie vanmorgen, Here, dat U soete Heilige Gees beweeg nog in ons midde. Ek dank U, Here, dat U, Vader, nog afkyk na ons stompie hier in Carletonville, Here, en bemoeienis met ons maak. Dank ons U vanmorgen, aan U kom al die lof en die eer en aanbidding. Here, kom seën hierdie diens nou verder, Here. Ons sit dit in U hande, dat die Gees sal beweeg, van sitplek tot sitplek, van persoon tot persoon, en ons dank U vanmorgen vir die Heilige Gees. Ons prys en ons loof U naam daarvoor. Amen. Die aanbiddingskoortjie. Ons vir die Here dankie sê. So glad I'm yours, Lord. Ons kon so maklik voor aan die wêreld behoort het.
en die wêreldse begeerlikhede gehad het. Maar vermoede het die Here ons geseën. Hy het ons uitgekies, hy het ons geroep om syne te wees. En ons kan vir hom dankie sê daarvoor. Goeiemôre. Kan julle my hoor? As dit nie hard genoeg is nie, dan stel net julle gehoorstukkies bietjie harder. Dan is dit nie ek nie. Baie welkom in die huis van die Here. Ek glo julle voel al reeds welkom vanoggend. En as jy nog nie welkom voel nie, kyk gou vir een langs jou, sê gou hallo. Prys die Here. Amen. Almal nou welkom. Almal nou op hulle, is almal nou reg. Jy reg, Michael, hoe gaan dit met jou? Laat ek jou ook groet. Hy is ook welkom vanoggend. Julle, die Here is goed. Hy is getrou en hy is genadig. Nou vanoggend, toe ek wakker word, toe lê die Here die koortjie op my hart. Jesus breek al die bande. Nou die rede hoekom ek dit vanoggend vir jou wil sê, is dood eenvoudig. Ek wil julle moet gou weer opstaan. Gou. Want ek wil ook nie ongehoorsaam wees aan die stem van die Here, dit waarmee hy my wakker maak. Dankie oom Hans dat oom gehoorsaam is. Nou wil ek hê jy moet bietjie jouself vanoggend net bietjie kom afskud. Verklaar bietjie vanoggend dat al hierdie bande, jy's nou waarlik waar vry van God. Al hierdie goedjies wat jou vashou, ons is nou los vanoggend. Amen. En van nou af as iemand dans, dan dans die hele, dan dans almal saam. Is dit reg? Amen. Soos die Here ons lei, julle kan nou maar weer sit. Ons tema vanoggend is liefde in aksie. Nou wie is lief vir liefde? Ons almal het 'n soektog in ons hart na liefde, nee, is dit nie? Almal het so 'n bietjie van 'n leemte. Wie onthou nou voordat jy die van julle wat getrou is, ek kan nou nie sê, maar die van julle voordat julle getrou het, onthou julle die eerste keer toe jy jou maatjie gesien het? Kan julle dit onthou? Wonder baie jare terug, maar dis nou afgestof het, kom ons dit nou weer herinner gewees het. Nou ek gaan vir julle vandag vertel, net so kortliks, met my en my vrou saam. So, toe sy die eerste keer in die kerk instap, toe was ek die jeugleier gewees en ek het voor in die kerk gestaan en ek sien hierdie kort meisie kan stap in. En in my hart
het my hart gebokspring. Nou volgens vertel ek het ook seker waar die eerste keer wat sy dit nou so hoor. En ek sien daar, ek het van vertel wat ek nou vir julle gaan vertel, het ek van vertel. En ek voel in my hart, ek hou van hierdie meisiekind. Maar julle, sy loop so met 'n ander seun of 'n ander man in die kerk en hy net daar besluit toe nee, hierdie is dan nou nie my vrou nie. Maar nou jare later, toe bewerk die Here dit toe nou eintlik dat sy nou my vrou moes word. Maar daai eerste oomblik toe sy daar in die kerk instap. Oh man, what a feeling. Dit was opgewondenheid in my hart. Dit was vir my so awesome om te weet en dit is asof die Here net vir my duidelik bewus gemaak het, hierdie is jou deel. Dit was nie enige snaakse ander tipe opgewondenheid nie, moet my nou nie verkeerd verstaan van hom nie. Maar ek was werklik waar in my hart, ek het net daai konneksie gevoel dat this is my soul longs to you. My siel, het jy al ooit 'n sielekonneksie gemaak? Het jy al ooit gevoel as ek hierdie persoon ontmoet? En ek praat nou nie van 'n vrou of jou man en jou vrou alleen nie, jy het partykeer 'n vriend wat jy ontmoet. En jy maak met hulle 'n sielskonneksie en jy voel net, man, as ek in hierdie ou se teenwoordigheid kan wees. What a day that will be. Weet, ek kan nie wag om so met hierdie persoon te wees nie. Nou julle, liefde is 'n baie snaakse ding. Ek weet nie of julle weet nie dat daar is 5 verskillende liefdes. Het julle dit geweet? Daar's 'n boek uit genaamd Die 5 tale van liefde. Maar ek gaan nie met julle oor die 5 verskillende tale praat nie. Ek wil met julle oor liefde praat. Daar's een spesifieke liefde wat ek vanoggend wil wat ons by gaan stil staan. Maar gaan hulle vir julle lees, is dit reg? Dat julle net bewus is wat se tipe liefdes ons al by te kry. Agape liefde. Nou dit is God se liefde. Dis 'n onvoorwaardelike, selfopofferende liefde. Dis daai liefde wat jy bereid is om jou alles vir iemand te gee. 'n Filia is 'n vriendskapliefde, dit is wat jy vir jou vriende het. 'n Stors of 'n storige is 'n natuurlike diep liefde tussen ouers en kinders. Dan is daar 'n eros liefde, die romantiese ene, en theo die liefde wat wys na 'n diep begeerte. Nou julle, vanoggend gaan ek bietjie stil staan by agape. Die liefde van God. Die liefde van God. Want baie keer mis ons die liefde van God. Nou my eerste skrif, weet nie, is Joshua reg vir die eerste skrif, liefie? Wat so lief? Het God die wêreld gehad? Dat hy sy enige gebore seun vir ons gestuur het. Hy volg so 'n bietjie in my voetspore, nog nie heeltemal nie. Maar ek gaan dit net vir julle lees, net sodat julle Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En hierdie eerste liefde waarvan ons lees, is daai selfopofferende liefde. Want wat het Jesus gedoen? Hy het homself kom opoffer. Maar meer as dit, het hy sy koningskap in die hemel agtergelaat, om minder te kom word hier op aarde. Is dit nie eintlik die grootste ding nie? Julle, ek dink dit is die grootste ding, is om hierdie ding van, ek het iets bereik, of van dit af te staan, en niks te kom word nie. Want dit is ware liefde. Ware liefde is wanneer ek klaar raak met hierdie ou, en ek by dit uitkom wat God se wil is. Jy sien, wat is maklik baie keer vir ons kinders van die Here, om te sê, ek het liefde in my hart. Verder, dis maklik om te sê, ek het jou lief. My broer, my suster, ek het jou lief. Maar dan kom die vraag, het ek jou waarlik lief? Want as ek jou waarlik lief het, dan is daar prys om te betaal. En ek weet ons wil vir onsself sê, daar is nie, maar daar is 'n prys om te betaal, enige liefde. Om ons om sy vryheid prys gee toe met die tannie getrou het. Vir 50 jaar was hy oom in 'n tronk en hy kom nou eers amper uit op 'n rol. Die oom het dit self gesê, sê ek moet dit sê nie. Ons almal moet 'n klein bietjie opgee om bo uit te kom. En Jesus is die perfekte voorbeeld.
Hoe dan anders, te begin ons dan nie eintlik met voorbeelde vanoggend nie. Hy het God se woord uit. Is dit eintlik wat Jesus kom doen het? Hy het as 'n voorbeeld kom leef, sodat ek en jy vanoggend in vryheid kan leef. Hoe lieflik is dit nie? Nou, ek wil nie vanoggend by Jesus alleen stil staan nie. Daar's 'n gedeelte wat my baie na my hart lê, wat ek baie jare terug gelees het as 'n jong seun, toe ek begin het om die Bybel te ondersoek. Nou, wie het al die Bybel geondersoek? Wie het al probeer om die Bybel ten minste 1 keer in 'n jaar deur te lees? Was dit suksesvol elke keer? Nee. Partykeer vergeet ons, partykeer raak ons agter, partykeer raak ons besig. Maar op 'n stadium in my lewe toe ek jonger was, het ek vir myself uitgedaag om te begin met dit. En ek het by Dawid en Jonathan amper, as ek nou weer hier by 'n ander broer, sorry broer, jy moet nou eers in die Bybel bly, jy is nie by jou volgende. Hier in 1 Samuel 18 is daar 2 broers, Dawid en Jonathan. Wie het al ooit van Dawid en Jonathan gehoor? Ons almal het al van Dawid gehoor. Maar het jy al van Jonathan gehoor? Weet julle wie is Jonathan? Dit was Saul se seun, nee. Wie was Saul gewees? Hy was die koning van Israel. Nou die dag het ek oor dit gepraat en ek gaan nie weer teruggaan na Dawid wat weer Goliat verslaan nie. Goliat is nou dood. Nee, hy's nou verslaan, hy's klaar. Goed. Maar hy sê hierso in 1 Samuel 18 vers 1, hy sê nadat hy gespreek het met Saul en dis Jonathan en sy gesprek met Saul beëindig het die siel van Jonathan verkleef geraak aan die siel van Dawid. En Jonathan het hom lief gekry soos sy eie siel. Nou kind van die Here, dis maklik om vanoggend vir iemand te sê, ek het jou lief. Maar om vir iemand te sê, ek het jou lief soos my eie siel. Want wat sê die skrif? Jy moet jou naaste lief hê soos Jouself. as ek myself nie lief het, hoe kan ek daai ou lief hê? Maar nou sê die skrif, hy het hom lief gehad soos wat hy sy eie siel lief gehad het. Met ander woorde, soos wat hy homself lief gehad het. Hy wil hom oppas, hy wil hom koester. Hy wil seker maak dat niks met Dawid moes oorkom nie. Kind van die Here, hoeveel keer het ons self verby iemand geloop? En as ons veronderstel om 'n sielsliefde te hê vir ons medebroer en suster, en dan draai ons om en ons loop verby en sê, dis nie nou my tyd of my plek om hier toe te tree nie. Nou die dag het ek 'n oproep gekry van iemand wat in 'n huis lê en hulle is siek. En ons moet vir hulle gaan bid. Ek ken die mense van geen kant af nie. Ek het nog nooit met hulle te doen gehad in my lewe nie. Kind van die Here, dit is maklik om te sê, ja, ek sal gaan of ek sal vir hulle bid. En dan bid ek vir jou in my kamer. Maar tot jy in die huis instap en jy gaan werklik. Weet jy, kan ek vanoggend vir iets vertel toe ek al instap en ek begin bid. En dit is nie iets waals wat gebeur het nie. Maar net die feit dat ons opgedag het om te bid, en daai mense trane in hulle oë gekry. Net die feit omdat ons partykeer bereid is om op te daag en te sê, maar eintlik is my siel nie net eintlik vir myself nie. Jy sê wat, ek moet so 'n bietjie ontslaa raak van hierdie ding. Op 'n tyd terug in my lewe as iemand my gevra het ek moes in iemand se huis instap, dan het ek gesê ek sal nie. Ek was bang, was onseker oor myself. Ek het nie geweet wat om met hierdie ding te doen nie. Net nou die dag nooi iemand my, hulle sê kom asseblief na my huis. Jy kan kom net wanneer jy wil. Hulle sê dit werk nie so nie. Ek gaan nie net opdaag nie. Dis nie my huis nie. Of weet jy wat, kind van die Here? So we have to bridge that gap again. Jy sien dat ons het eintlik so 'n bietjie liefdeloos geword hier onder mekaar. Ek weet nie van julle nie, maar ek besef in hierdie hedendaagse tyd, dis maklik dat ons harte nie meer eens met mekaar is nie. Is dit nie? Ja. Het is maklik om te sien dat my broer 'n bietjie moeilikheid het en ag Here, ek sal vir hom bid. Die gedink as jy so 'n bietjie wat uitsteek na hom toe, dat dit vir hom beter sou wees as om te sê ek bid vir jou. Ja, amen. Toe daai Samaritaanse man daar verby daai ou wat so stikkend geslaan was, daar verby hom geloop het, wat het hy gedoen? Opgetel, om verbind, na die herberg te vervat. Hy het gesê, ek sal hierdie prys betaal. Kind van die Here, ons siele is iets wat ons moet bewaar. Maar wanneer ons hier onder mekaar is ons veronderstel om 'n liefde vir mekaar te hê, soos nog nooit van tevore nie. Jy sien dat ons deel nie meer vanoggend met my en met jouself nie, maar ons is besig met God ewig. Ja, amen. En as God ewig hier is, dan is sy liefde onmeetbaar. Sy liefde offer homself op.
Daar's 'n liedjie wat hulle sing wat sê, hoe kan so groot God homself opoffer vir my? Dit is 'n Engelse liedjie, ek kan nou nie op sy naam kom nie, vergewe my. Maar het jy gedink dat hy bereid is om alles wat hy het, prys vir jou vanoggend te gee, sodat jy hemel kan maak? Hy het daai hemel gemaak, maar hy is bereid om dit vir jou te gee. Nou hierso kom Jonathan en hy sê ek het hom lief gehad en Saul het hom die dag geneem en hom nie laat sy familie terug gaan nie. Dawid kon nie weer terug aan sy familie nie. Hy sê in vers 3, toe sluit Jonathan met Dawid 'n verbond aan, omdat hy hom lief gehad het, soos sy eie siel. En weet jy wat, Jonathan het gegaan en hy het hierdie ou vir Dawid as 'n broer aangeneem. Jonathan het nie gegaan en hy het gesê, kyk hierso, nou gaan hierdie ou kom en hy speel nou die siter en hy maak nou my pa rustig. Die van julle wat nou nie weet nie, julle kan regtig 1 Samuel vanaf vers 16 gaan lees dit. Dit is wonderlik. Die skrif het soveel diepte. Dit is so lekker om in die skrif van die Here te lees. Gaan lees dit. Ek gaan jou aanraai. Maar Jonathan het iets gesien wat Saul nie gesien het nie. Jonathan het iets gesnap wat Saul nie gesnap het nie. Jy sien, baie keer kind van die Here snap ons nie die werk van die Here nie, want ons is so besig met ons eie ou dingetjies. Ons is so besig om eie geluk te soek. Nee. Here, solank ek tevrede is in die huis van die Here, is dit oukei. Ai, kind van die Here, waarmee is ons dan nou besig? Yes. Het die Here ons nie gestuur om na almal om te sien wat hier vanoggend sit nie? Het die Here ons nie gestuur om 'n sagte hart vir elkeen wat hier het te hê nie? Jesus het dieselfde gehad. Hy het 'n sagte hart vir ieder en elk gehad. Toe hy op aarde kom loop het hy elke siel lief gekry. Die skrif verklaar, hy sê nog voordat jy in jou moederskoot gevorm is, het hy jou geken. Is dit nie absolute liefde nie? Het hy jou siel al leer lief kry, nog voordat jou siel op aarde was, het hy geweet wie jy is. Hy sê in 1 Samuel 20 vanaf vers 30, hy sê, ek gaan nou net bietjie aan, hy sê, toe ontvlam die toorn van Saul teen Jonathan, en hy sê vir hom, jou ontaarde wederstrewige seun, of kom ek gaan gou veel agtergrond gee, as julle nie gaan omgee nie. So Jonathan, of Saul wil vir Dawid doodmaak, die van julle wat nou nie die verhaal ken nie. Goed. En Jonathan gaan na Dawid toe, en hy sê vir hom, Dawid, gaan kruip weg agter die klip. Gaan verberg jouself vir 'n dag. Moenie kom nie, want dit was hulle paastyd of hulle feestyd eintlik, en hulle het etes gehou. En hy sê vir hom, moenie kom na die paleis toe nie. Gaan jy weg vir 'n dag, ek sal vir jou verskoning maak. Omdat hy hom lief gehad het, het hy geweet, hy kan vir hom hierdie verskoning maak. En hy steek vir Dawid weg. En nadat hy vir Dawid weggesteek het, hier by die ete, na die tweede dag, kom Saul agter, maar Dawid kom nie terug nie. En Saul het toe agtergekom, maar oralste waar hy vir Dawid stuur, is Dawid voorspoedig, dit gaan goed met hom. Kind van die Here, het jy al gesien, dat baie keer loop jy in 'n plek en dit gaan goed met jou. En wanneer dit met jou goed gaan, wat is die reaksie van buite af gewoonlik? Mense kan dit nie verdra nie. Jy het lelike mense gesien. Laat dit net 'n bietjie goed gaan met jou. Dan sal jy hier agter jou voor, ag ja, hierdie ou het dit gedoen. Of daai persoon het dit gedoen. Het jy nou al gesien, het jy nou weer gesien, hy ry nou weer 'n nuwe kar. Het jy gesien, hy het 'n nuwe suit aan vanoggend. Het jy al hierdie goed gehoor? Ag, daai suster, sy het nou weer 'n nuwe hoed aan vanoggend. Nee, dan is daar so klomp monde wat so loop, wat jaloers is. Is dit nie wat vanoggend hier uitgegaan het nie, wanneer die Here hierdie plek gaan seën, gaan daar mense wees wat jaloers is. Jy sien, hoekom is mense jaloers? Want hulle het nie wat jy het nie. Omdat hulle wil hê wat ons wil hê, of wat ons het vanoggend, wil hulle kom sleg praat. En omdat hulle nie weet om daarby uit te kom nie, omdat hulle swak geraak het in hulle self, wil hulle ander afbring, want jy moet daar onder by hulle wees. Baie kind van die Here, ek is jammer om met julle mee te deel, maar die Here het ons gestuur om te innoveer, nee, ons gaan opgaan, ons gaan vorentoe. Oom Jacques Fourie sê hierdie ding, ons gaan Kadima. Wie het al sy stemnotas gekry? Ons gaan vorentoe. Ons gaan nie agterbly nie. Kind van die Here,
Ek is jammer vir julle hoor. Julle kan maar agterbly. Ek gaan vorentoe. As julle nie opgewonde is nie, ek is jammer vir julle. Ek gaan vorentoe. Ek is hier om die Here te dien. Ek gaan sy naam prys. Ek gaan getuig van sy goedheid. Ek gaan vertel van sy guns. Weet jy hoekom? Want hy's goed. Altyd hier. En hy kyk na ons. As jy nie rede om bly te wees vanaand nie, ek het baie rede om bly te wees. Ek is so bly vanoggend. Ek is so bly van die dag breek aan. Die aanslag begin het julle gesien vanoggend, ons het nie woorde op gehad nie. Kom ek klaar dit op, is my skuld vanoggend. Ek het die laptop by die huis vergeet. Ekskuus. As julle nie kon lees wat ons gesing het nie, ek vra nederig om verskoning. Is nie Werner se skuld nie, is my skuld gewees, hoor? So, vergewe hom vanoggend. Ek was onkundig. En 1 Samuel 20 vers 30 sê, toe ontvlam die toorn van Saul teen Jonathan, en hy sê vir hom, jou ontaarde wederstrewige seun, weet ek nie dat jy die seun van Isaai verkies het tot jou skande, en tot skande van jou moeder se naaktheid nie. Jy sien, Saul het geweet, en hy het besef, dat daar's eintlik ietsie meer wat in Dawid wegsteek. Net soos Jonathan was hy bewus, dat die Here eintlik ietsie moois en besonders vir Dawid gegee het. En is dit nie, wanneer iemand ietsie besonders het, dan wil almal dit altyd 'n bietjie iets van dit hê. Is dit nie? Ag kom nou kind van die Here, ons praat gou vleeslik. As iemand 'n bietjie geld het, is dit nie dat mense altyd bietjie meer vriendeliker is met jou by die Spar of by die Pick n Pay nie? Ja, dit is. Ag, kom nou. Verseker is dit so. Ag, daai ou wat daar buite sit, jy al gesien, hy sit daar buite en hy lyk nors. Tot jy verby hom stap om in die winkel en dink, hallo, hoe gaan dit? Ag, kan jy vir my 'n broodjie koop? Ag, wil jy nie vir my R2 terugbring nie? Vriendelik, nee. Eers skielik kom hy agter. En dis ons ook partykeer is. As iemand ietsie by hom het, dan wil ek dit ook mos hê. Is dit nie? Die skrif sê so, hy sê dat die Jode, hulle gaan iets hê, en dat 10 mense aan hulle voete gaan val, en hulle gaan sê, ek wil hê wat jy het. Die skrif verklaar het, hoekom sal ons dit dan nie glo nie? My broer, my suster, as jy salwing op jou lewe het, kan ek vanoggend vir jou verklaar, die vyand is nie tevrede met jou nie, en hy sal jou jaag, want hy is jaloers op dit wat die Here vir jou wil gee. Hy wil dit van jou beroof. Hoekom wil hy dit van jou beroof? And glory to God, He knows when you stand up, there's an army rising with you. Hy weet dat daar steek meer in jou weg as wat jy in jouself kan glo. Vanoggend kind van die Here wil ek vir jou ook verklaar, dat jy glo nie baie keer in jouself nie. En ek, Here, ek is maar net 'n nietige mensie. Ja, dis die waarheid. Oom Willem het hierdie ding nou die dag vir my vertel, hy sê, ou Wurmpie Jakob, ou volkie Israel, en op 'n ander stadium en sê, jy is die kop, en nie die stert nie. Kind van die Here, hoor gou hier vanoggend, ek wil dit vir jou verklaar. Jy is die kop en nie die stert nie. Die Here het jou nie geroep om agter te loop nie, hy het jou geroep om voor te loop. En dis tyd dat julle as kinders van die Here begin besef, maak jouself nou maar klaar. Julle is nou maar eenmaal geseëndes van die Here. Jy is nou maar eenmaal 'n geseënde van die Here. Hy sê in vers 31, hy sê, want al die dae dat die seun van Isaai op aarde lewe, sal jy in jou koningskap nie bevestig word nie. Stuur dan nou en bring hom na my, want hy moet sterwe. Jy sê, want Jonathan het geweet, en Saul het geweet, dat koning Dawid die volgende koning moet wees. Hulle het in hom gesien, 'n leierskap, eienskap wat ons nie sien nie. Kind van die Here, toe Jonathan hom sien, het hy geweet, dat hierdie gaan die volgende koning van Israel wees. En hy het hom innig lief gekry, want hy het geweet, dit is my werk om hom op te pas. Dit is my werk om na hom om te sien. Kind van die Here, kom ons hou op, rondom ons te kyk en onsself op te weeg met my boetie en my sussie. Hy begin eerder te kyk om te sien, maar Here, my boetie het 'n salwing, kom ek pas hom op. Kom ek bid vir hom, kom ek raak besig met die Here met my boekies en my sissies. Jy sê, maar baie keer raak ons onseker oor ons plek in die kerk. Ek preek vanoggend lekker, ek voel die salwing van die Heilige Gees hier vanoggend. Halleluja, die swaarigheid van die teenwoordigheid van die Here is vanoggend hier. Halleluja. Ek
weet nie van jou nie, maar die baba en tunanti baba en dama. Oh, die baba en dama, nanti baba en dama. As jy nie vanoggend weet nie, wil ek jou vanoggend sê, my God lewe. Halleluja, niemand se plek in hierdie kerk is in moeilikheid nie. Inteendeel, al wat in moeilikheid is jou sitplek as jy laat gaan kom. Dis al. Maar ek wil ook vanoggend vir jou sê, moenie te geg raak in jou sitplek nie. Moenie gewoond raak in jou sitplek nie. Halleluja. Glory to God. Want wanneer iemand inkom, moet jy nie dink, "Ai, hierdie broertjie sit nog op my plek, hy moet hier afgaan nie." As iemand niets instap, dan kom vat hy nie jou plek nie. Hy sit waar hy sit. Want hierdie sitplekke behoort nie aan ons. Kind van die Here. Oh, ek weet nie van jou nie. Maar hierdie plek is nie my plek nie. Hierdie is nie my vir ewige tuiste nie. Een van die dae gaan ons hier weg wees. Ons gaan op 'n cloud of glory, we're gonna reach heaven. Halleluja. Hierdie aarde is besig om klaar te raak. En weet jy hoekom gaan die plek vol raak? Want mense gaan wil hoor wat is die waarheid. Mense gaan instroom omdat hulle wil hoor wat is dit wat die Here vir ons wil sê. Mense is nie meer besig en hulle is nie meer blind nie. Hulle soek die egtheid van die Heilige Gees. Halleluja. Kind van die Here, God wil homself in hierdie plek openbaar, soos nog nooit van tevore nie. Hy wil sy liefde oor hierdie volk kom uitstort, soos nog nooit van tevore nie. Maar weet jy wat, hou ons terug, of weet jy wat, hou hom terug? Ons hou hom terug, want ons kan nog nie my broer en my suster aanvaar nie. Ek het nog nie vrede met my broer en my suster maak nie, en al is hy nie vanoggend hier nie, miskien is jou poteen sussie by die huis. Kind van die Here, weet nie van jou nie, maar halleluja, ek wil in vrede lewe. Tannie Mark Holder het nou die dag hierdie gesê, sy worry nie wat gebeur nie, sy wil net hemel haal. Die oudste tannie in hierdie gemeente het gesê, ek is bereid om alles op te gee, solank ek hemel kan haal. Die prys van die hemel kos so 'n bietjie van myself, die agape liefde kos so 'n bietjie van myself, dit kos dat ek so 'n bietjie iemand anders te hoor as myself moet sit. Dit sou so maklik vir Jonathan gewees het, om te sê, ek soek daai koningskap. Dit is myne, my pa is die koning. Kom nou julle, dis ons ook redeneer, is dit nie? I'm next in line for the throne. Ek moet volgende wees. Ek kan nie my plek afstaan nie. Kind van die Here, waar het ons te mekaar geraak? Is dit nie eintlik wat ons moet doen nie? Amen. Terugstaan. Jesus, wat het Jesus op aarde kom doen verder? Hy kom dien. Hy diensbaar kom word. Amen. Hy het nie gesê, jawe my op, en broertjie, ek moet voor in die kerk sit, of sistertjie, ek moet so maak nie. Nee, inteendeel, hy was 'n dienaar gewees van die Allerhoogste, soos wat ek en jy veronderstel is om te wees teenoor mekaar. Hy het liefde aan die wêreld kom openbaar. Jy sien, want kind van die Here, ons het gemaklik geraak om op ons sitplekkies te sit en Sondag vir Sondag boodskappe te luister en maar net te wag dat daar 'n boodskap van my moet uitkom, onderwyl die Here eintlik self met jou wil praat, omdat hy eintlik vir jou wil sê, my boetie, my sussie, raak klaar met hierdie dingetjies waarmee jy besig is. Ek verlang na jou harte, halleluja, ek verlang na jou siele, ek wil met jou besig raak, die baba net so langs op my dama, die baie dama, kind van die Here, ek weet nie van jou nie, maar dit het tyd geword, dat ons klaar maak met hierdie wêreld, en die wêreld se begeertes. Halleluja, meer en minder van my en meer van U. Liba by en tunat, liba by en dama. Maak klaar met jouself vanoggend. Kan ek iets vertel? Kan ek jou geheim vertel vanoggend wat nie geheim is nie? Die oomblik wanneer jy gaan klaar raak met jouself. En wanneer jy werklik voor die Here gaan neerbuig, gaan hy met jou ontmoet soos nog nooit van tevore nie, kind van die Here. As jy bereid is om vanoggend te sê, Here, ek is klaar, en weet jy wat ons bely gereeld en sê, Here, vergewe my, maar kind van die Here, dit is nou tyd, om te sê, Here, ek vergewe, en ek laat dit agter my, ek is weer lief vir my broer en my suster, want weet jy wat, is baie keer maklik om te sê,
Here, ek vergewe, ek gaan nou Werner as 'n voorbeeld gebruik. Here, ek vergewe Werner, maar ek wil nie weer langs hom staan nie. Nee, is dit nie? Ag, kom nou kind van die Here. Amen. Kom nou nie vir my sê, nie ons almal redeneer so. Yes. As ek kwaad is vir iemand, en ek sê, Here, vergewe my, dan wil ek nie direk willig gaan staan nie. Ja. Dan die Sandra ons dan ons opgewerk, nee. Ja. Om Willem, bly net daar. Bly net daar. Staan net bietjie daai kant toe. Is dit nie? Ja. Ons wil nie hê dat iemand hier naby ons moet kom nie. Maar weet jy wat hier in my hart, is ek nog nie reg nie. Jy sien wat agape, daai liefde, daai onbaatsigtige, onselfsugtige liefde, is nog nie hier teenswoordig in my lewe nie. Wat jy sien, kind van die Here, ek's nog bietjie besig met myself, wat ek kry myself jammer, niemand mag niks van my sê nie, niemand mag niks aan my doen nie, en as hulle dit doen, dan wil ek niks van jou af weet nie. Yes. Maar dit is so maklik om myself jammer te kry en te vergeet. Jy sien, Jonathan kon selfs hierdie geaardheid geopenbaar het. Hy kon gesê, maar kyk jy eintlik, ek is tweede in lyn om 'n koning te word. I'm next in line. Julle op 'n stadium het dit so geword dat selfs hierdie jong pastoortjies wat bediening toe wil gaan, dat daar gestryery onder hulle wil wees. Want weet jy wat, ek wil daai kerk hê en ek wil daai gemeente hê en ek wil daar wees en ek wil daar wees. Kind van die Here, dit is tyd dat ons besef, dit gaan nie oor waar ek opeindig op die einde van die dag nie. Dit gaan oor dat ek die Here dien. Ek wil nêrens wees as Christus Jesus nie daar is nie. Ek het gister weer vir iemand gesê, ek het nooit gedink dat die Here my vir Kaarten wil gaan roep nie. Dit was nie my beraming nie. Dit was nie my beplanning nie. Maar weet jy wat, wanneer God 'n besluit maak, Yes. wees ek is die mens om te sê, nee Here, ek stel nie belang nie. Amen. Ja. As die Here besluit, laat dit so wees. When you're next in line, your time will come. Op die regte tyd sal hy jou sit en sal hy jou gebruik waar hy jou wil gebruik. Halleluja. Vers 33 sê, daarop gooi Saul die spies na hom om hom te tref. Toe Jonathan dan merk dat dit van sy vader se kant was hy vasbesluit om Dawid dood te maak. Ekskuus. Toe staan Jonathan op van die tafel in gloeiende toorn en hy het geen brood geëet op die tweede dag van die nuwe maan nie, want hy was bedroef oor Dawid omdat sy vader hom smadelik beheen het. Jy sien, omdat sy vader jaloers was. En Jonathan toe agtergekom het, maar Saul was so kwaad. Het in sy hart jammer gevoel. En hy het weggestap van daai tafel af. Want hy het gesê, Here, kan nie meer deel wees van 'n tafel waar jaloesie en waar kwade gevoelens en waar vernyn en nydigheid heers nie. Kind van die Here, baie keer sit ons om tafels om mense wat jaloesie promoveer en wat kwade gevoelens promoveer en wat baie keer skinder en wat baie keer kwaad praat van ons broertjies en ons susters en dan wil ons al sit en ons wil luister wat sê hulle. Kind van die Here, dit is tyd dat ons om hierdie tafels begin wegstap en sê, eet nie meer verder saam met jou broer nie totdat jou hart reg is nie. Jy sien wat die toets van die tyd vandag, as dit mense wil toets, gaan nie saam met my praat, gaan nie saam met my gesels, wanneer ek praat oor die ding en oor daai ding. Wanneer ons praat oor hoe dit gaan, is dit nie tyd dat ons van hierdie tafel sal wegstap en sê, Here, ek stel nie belang hierin nie. Sien, kind van die Here berei 'n tafel hier voor vanoggend. En in Psalm 23 vers 5 dan sê ek, berei 'n tafel voor die aangesig van jou vyande vir jou. Yes. Hy berei 'n tafel vir jou voor, met net die beste. Yes. Met geen gesprek van jou boetie of jou sussie nie. Wat hy van jou verwag, is om lief te hê, onvoorwaardelik lief te hê. Kind van die Here, ek weet nie van jou nie, maar ek kan nie skinder nie. Ek kan, maar ek wil nie. Amen. Ek kan sleg praat van ander, maar ek verkies om dit nie te doen nie. Amen. Hoekom? Amen. Want die liefde van Christus
Maak my bewus dat wanneer ek iemand begin oordeel, of iets van iemand sê, dat ek met daai selfde ding begin rondloop hier in my hart. En jare terug weet ek, dit was maar 'n ding wat die kerk gepromoveer het onder die dames, nê. Die susters wat so skinder. Ek wil vir julle vandag sê, die broers is net so lief vir skinder, hoor. Ons is nou op daarvan om partykeer stories te hoor. Ons moet nou nie jok nie. Partykeer dink ek die mans praat lekkerder as die vrouens. Nee. Ja, Want ons het al klaar uitgewerk hoe dit moet opeindig. Kind van die Here, tyd dat ons onsself klaarmaak. En dat ons besluit aan watter tafel gaan ons die brood eet. Amen. En wie se liefde gaan ons in ons harte toelaat. Amen. Gaan ek vanoggend met die akapai liefde besig wees? Of gaan ek met my eie liefde besig wees, met hierdie eie ek vanoggend? In Johannes 15 vers 12 sê hy, dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Julle is my vriende, as julle alles doen wat ek julle beveel. En Jesus sê hierso, 'n ware vriend is bereid om sy lewe af te lê vir sy vriend. Ja. So ek vanoggend jou moet vra, is jy bereid om jou lewe af te lê vir Christus Jesus? En ek weet dit gaan nou 'n maklike antwoord wees. Almal gaan vir my sê ja. Kind van die Here, dink mooi wat ek vanoggend vir jou sê. Is jy bereid om jou lewe af te lê? Jy sien, maar dis een ding om te sê ek is bereid, maar dis 'n ander ding wanneer dit jou lewe gaan kos. Sien, in Suid-Afrika is dit nog maklik, want die vervolging is nog nie groot nie. Ons kom nou maar eers by die tyd van vervolging uit. Ons kom nou eers maar bietjie nader aan dit. En weet jy wat gebeur? Ons begin nou eers maar bietjie rond te spartel en ons begin nou antwoorde te soek, want nou begin die aanvalle te kom. Kind van die Here, is jy werklik waar bereid om jou lewe vir jou vriend af te lê? Want geen groter liefde is daar as dit nie. Jesus self sê, julle is my vriende, as julle alles doen wat ek julle beveel. Nie ek, die pastoor nie, wat Christus Jesus julle beveel. Liefde is 'n werkwoord, weet julle dit? Liefde is nie net ietsie wat ek vir iemand sê nie. As ek lief is vir iemand, dan moet ek die harde werk doen om hulle te bewys dat ek jou lief het. Is dit nie? Ek kan nie net sê ek is lief vir my vrou en ek staan nie in die oggende nou en dan op en maak vir koffie nie. Liefde word nie in die koffie gemeet nie, dit word gemeet aan dat ek bereid is om vir hom te staan. As ek kwaad is vir haar, dan gooi ek van minder suiker in. Ek lief, sy drink net een suiker, so ek kan net een ingooi. Kind van die Here, waarmee is ons besig? Yes, amen. Is ons besig nog om in aksie te leef? Of is ons besig om stil te sit en maar te wag? Want jy sien, liefde is nie meer liefde vandag nie. Ja. Het is maklik om te sê, praat oor liefde. Maar ek wil vanoggend vir jou vra, getuig jou dade van die liefde wat jy sê, ek het teenoor my medebroeder en my medesuster. Getuig die liefde van Jesus, dat teenoor my medebroeder en my medesuster vanoggend in hierdie gemeente. Want as dit nie doen nie, kind van die Here, wil ek vir jou vra dat jy vanoggend so 'n bietjie afstand doen van jouself. Raak 'n bietjie soos Jonathan. Begin die goed in iemand anders te sien. Ek gaan vir julle vinnig 'n getuienis vertel, wat nie deel is nie. Ek het 'n vriend. Nou, ek het 'n ander getuienis ook om hom te vertel. Maar ek het 'n vriend. Vandag is hy my vriend. Jare terug daag hy by 'n kerk op. En ek het al vir 'n paar van julle vertel, hy tattoos op sy arms. En ek is nou maar 'n ou konservatistiese ouetjie gewees. Ek het glad nie daarvan gehou nie. Ek het dit glad nie geken nie. Vir my was dit 'n duiwelse ding gewees. Maar 'n lang storie kort is en iemand sê vir my, luister, hierdie jong man het potensiaal. Ek sê ja, hy het potensiaal, in my hart dink ek hy het potensiaal om in die tronk te gaan sit. Sien, want ek het nie die liefde van Christus in my hart gehad, soos wat ek het moet sê nie.
En ek gaan sit en ek begin met hierdie ouetjie 'n pad te stap en hy word my vriend. En later van tyd maak Here my bewus dat hierdie jong man het meer as dit wat ek van hom gedink het. En weet jy wat dit het vir my gekos om ontslae te raak van myself, hierdie skille van my oom af te kom, om te sien dat hy iets word. En vandag kan ek sê, met groot lof van die Here, hy is 'n jeugleier van 85 jong mense. Hy het 'n groot groep jong mense wat hy lei aan die Here Jesus. Kind van die Here, dit kon maklik gewees het dat ek Jonathan wou, of dat ek Saul se hart geopenbaar het. Hierdie broertjie kan nie die Here kom dien nie, want hy lyk en hy dink nie soos ek nie. Maar omdat die Here geweet het, daar is 'n groot doel vir daai jongman se lewe, het hy my hart kom verander, en ek het sy siel lief gekry, en hy het my siel lief gekry. Amen. Kind van die Here, daar's niemand het 'n plek nie. Niemand nie. En liefde het 'n werk geword vir my. Dit is nie net iets wat ons sê nie. Dit is iets wat ons doen. In 1 Korinte 13. Die keer 1 Korinte 13. Dit is een van die mees bekende trouskrifte wat daar buite is. Almal trou altyd met 1 Korintiërs 13. Hy sê in 1 Korinte 13 vers 1, hy sê, al sal ek die tale van mense en engele spreek en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n lydende simbaal geword. Hy sê in vers 4, die liefde is lankmoedig, vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde praat nie groot nie. Is nie opgeblazen nie. Amen. Vers 5 sê, handel nie onwelvoeglik nie. Soek nie sy eie belange nie. Is dit nie agape nie? Is dit nie God se liefde eintlik nie? Amen. Word nie verbitterd nie. Reken nie kwaad nie toe nie. Is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Amen. Vers 7 sê dit bedek alles, glo alles, hoop alles en dit verdra alles. Vers 13. Hy sê en nou bly geloof, hoop en liefde. Maar hierdie drie, maar die grootste hiervan is hoop. Is liefde. Maar kind van die Here, hoekom is ons dit dan? Hoekom is ons dit dan? Waar het ons verkeerd gegaan? Waar het ons dan het verloor? Jy sien wat die skrif sê nie, ons moet geloof en hoop verloor nie. Geloof en hoop is daar. En geloof en hoop is oral te bekombaar. Maar liefde het skaars geword. Liefde het afgewater geword. Is dit omdat Hollywood vir ons gewys het dat liefde maar afgewater kan word, dat ons bietjie liefdeloos teenoor mekaar kan handel? Waar het ons die pad byster geraak, kind van die Here? Want iewerste het ons die liefde van Christus verloor. Amen. Iewerste het ons op een kant toe geskuif en vergeet dat ek moet minder word sodat hy meer kan word. Ek moet sy liefde aan mense openbaar, dan sal mense liefde aan my openbaar. Kind van die Here, versag so 'n bietjie jou hart vanoggend en kyk die liefde wat jy kan ontvang wanneer jy met 'n versagtende hart ook uitstap. Wanneer jy die ander lief het, sal jy sien hoeveel liefde daar buite vir jou werklik waar is. Die liefde is die mooiste geskenk wat die Here vir ons gegee het om ander op te bou. Amen. Ons jaartema of ons jaarvisie of ons visie vir die volgende, ek weet nie, 30 jaar, is om te bou. Liefde bou ander op. Liefde soek nie eer nie. Liefde soek die promovering van ander, sodat ander hulle potensiaal in Christus Jesus bereik. Weet jy dat geen een hier vanoggend kan sê, my plek is in moeilikheid nie? Hoekom is jou plek nie in moeilikheid nie? Want waar Jesus se liefde heers, is geen een in moeilikheid nie. Maak nie saak wat se posisie jy bekleed nie. Of jy nou die kameraman is vanoggend, of die kameravrou is, of jy nou die musiekleier is, of die klaverbordspeler is, of die tamboerijnspeler is, of dromspeler is, wie se plek? Die pastoor is.
Wie se plek is in moeilikheid hier? Niemand nie. Niemand nie. Jy sê wat al sou iemand beter as ek preek, is dit ook reg. Want dan het die Here daai ou in daai plek in daai tyd nodig om ietsie te doen wat ek nie veronderstel is om te doen. Amen. Dis waar. Is dit nie? Ja. Kind van die Here, ons moet sonder jaloesie in hierdie kerk instap en dink, maar my plek is in moeilikheid. Jou plek is nooit in moeilikheid. Dit was nog nooit in moeilikheid nie. Yes. Amen. Nog nooit nie. Hy sê, want vanaf jy in jou moederskoot gevorm is, ken hy jou. Amen. Hy het jou lief gehad nog voordat jy op aarde was. Hy het jou pad vir jou uitgelê. Jeremia 29 vers 11, ekskuus, ek voeg hierdie net by. Sê, want ek ken die plan aangaande jou. Yes. Planne van 'n hoopvolle toekoms. Yes. Hoekom sal ons dan bekommerd wees? Amen. Hoekom sal ek dan dink dat ek moet jaloers op my boetie of my sussie wees? Stellig, is dit tyd dat ons klaar raak met myself en begin God soek in my handel en my wandel. Amen. Sonder liefde kan jy God nie behaag nie. Al het jy al die gawes. 1 Korinte 13. Al kan ek al hierdie dinge doen vanoggend. Hoe wonderlik dit ook al mag wees. Hoe oulik dit mag klink. Ek kan tale praat tot ek blou in die gesig is. Dit gaan nie eens my hemel toe vat nie. Yep. Amen. Maar as ek die liefde van God het, wanneer ek weer die liefde van Christus het, weet jy, dan begin die hemel vir my mooier te lyk. Jy sien die dag toe ons by Jesus aangekom het, was ons so verlief gewees op die Here. Ons kon nie wag om iemand te vertel het nie. Ja. Nee, ek het hierdie al voorheen gesê. Ons kon nie wag om iemand te vertel, hey, die Here het my siel gered. Yes. Blye dag. Daai koortjie sê blye dag. Toe hy my sonde was, né? Ekskuus. Ja, ekskuus, ek wil net die regte woorde kry, want ek wil net sonde af was. Hy sê blye dag, toe ek herbore was, dankie Werner. Blye dag. It was a glad day when he saved my soul. Halleluja, weet jy hoekom was my hart opgewonde? Want ek het nie jaloesie gehad nie. Ek was nie bekommerd oor 'n posisie en 'n plek nie. Ek was net bly, want ek sien hemelland. As die hemel vir my win, dan het ek nie 'n plek op aarde nodig nie. Ek het nie nodig om bekommerd te wees. My broer, my suster, as jy beter as ek hande klap nie, as jy beter as ek musiek speel nie, as iemand beter as ek sing nie. Halleluja. Ek hoef oor niks bekommerd te wees nie. Want ek het die liefde van Christus ontdek. En kind van die Here, vanoggend wil ek hê, jy moet saam met my die liefde van Christus ontdek. Wil hê dat jy vanoggend saam met my op 'n plek moet kom, waar jou liefde nie meer voorwaardes het nie. Amen. Ek kan nie jou lief hê nie, want jy lyk nie soos ek nie. Haai, sweet. Dis tyd, kind van die Here, dat ons liefde geen meer bepalings en voorwaardes het nie. Weet al ooit 'n kontrak in hulle lewe, dat behalwe julle jong kinders, julle mag nog nie. So al die groot mense het al iewers in ons lewens moes ons ietsie geteken het. Ja. En daaronder aan klein skrif, dis soos ons op ons harte geskryf, T's en C's. Yes. Nee. Dis supply, ja. T's en V's, termes en voorwaardes. As die pastoor by my kom kuier, moet hy net nie oor die praat nie, mag jy oor daai praat nie, mag jy hierdie sê nie. As hy hierdie gaan sê, dan wil ek nie jy moet hier kom kuier nie, nee. Ja. Of as hierdie broer by my kom sit en hy praat oor hierdie ding en daai ding, dan gaan hy nie meer nie, want my liefde het beperking. Maar weet jy wat, God se liefde het geen beperking nie. Sy liefde het geen einde nie. Sy liefde was so onselfsugtig, dat hy bereid was om sy beste te gee. Jesus was die beste. Hy was next in line to become king. Al is God al van die begin af en hy sal daar wees tot die einde toe. Maar weet, Jesus is die opvolger. Kom nou julle, sien julle nie dit nie? Sien julle dit nie? Onbaatsigtige liefde, onselfsugtige liefde kos, dat ons so 'n bietjie dinge moet prys gee. Maar weet jy wat, wanneer jy iets prys gee, dan kom daar promovering met dit. Dan kom daar 'n bietjie heerlikheid saam met jou. Dan kom daar weer 'n bietjie lewe saam met jou. Weet jy hoe lekker is dit om in vryheid te dans? Wie van julle het al ooit in vryheid gedans? Halleluja. Ai, dis lekker. Ai, dis lekker. Gaan ons nog so 'n uur gaan? Amen. Nee, ons gaan nie.
Here, help my. Kind van die Here, ons moet terugkom na basics toe. Ja, amen. Kom terug na die fondasie toe. Hier waar die Here ons eintlik kom red het. Amen. Hier waar hy ons kom haal het. Jy sien dat ons moet eers soos kindertjies word. Is dit nie wat die skrif sê nie? Ja. Word eers soos 'n kindertjie. En dan word jy groter en groter en groter. En nog, dan sê al is jy 'n groot mens, dan moet ons nog steeds soos 'n kind na die Here toe gaan. Met ander woorde, al word ek 'n groot mens verder, moet ek nog steeds 'n kinderlik by my hê. Is dit kinderagtig? Nee, nooit. Want dit is hoe God ons geskape het. Om in sekere opsigte soos 'n kind nog te wees, om aan sy voete te bly. Here, ek wil julle vanoggend vra, en hiermee sluit ek af. Die eerste keer waarmee ek afsluit, gewoonlik sluit 'n goeie prediker 3 keer af. Wil jy nie vanoggend dit in jou hart vind, om terug te kom na Jesus toe, na die liefde toe nie, na die sagtheid toe nie. Wil jy nie weer toelaat dat hy vanoggend jou hart en jou wese kom omskep en jou nuut kom maak nie. Jy sien, want dit is maklik om te sê, Here, ek wil nuut word. Maar tot op watter mate wil jy vernuwe word vanoggend? Want jy sien, as dit tot op die been is, dan gaan dit bietjie meer van jou kos vanoggend. En ek weet nie van jou nie. Ek weet nie of jy vanoggend bereid om daai prys te betaal. Amen. Halleluja. Here, ons is aan die einde van ons diens. Prys die Here, ons het dit gemaak, julle het dit gemaak. Halleluja. Glory to God. Ek wil net 'n bietjie water drink. As julle my sal vergun. Ek gaan net nie toemaak. Kan julle my nog hoor? Julle, daar's net 'n enkele paar afkondigings wat ek met julle wil deel vanoggend. 'n Enkele paar. Wil julle dit hoor? Ons het 'n sustertjie net nou hier gehad wat verjaar vandag, maar ek sien hulle moes nou vroeg gegaan het. Ek dink hulle het dalk 'n beplanning gehad vir die dag. Suster Antoinette Libbe, sover ek reg kan onthou, daar is nie verjaarsdag wat ek gesien het vir die week nie. Is daar iemand wat wel dalk die week verjaar wat ons dalk nie van weet nie? Speak now, forever hold your peace. Almal in peace is. Is julle in vrede met my? Is julle my lief? Amen. Goed. Julle goeie nuus. Kan ek met julle goeie nuus deel? Amen. Vanaand is daar diens. Jippie. Yes! Amen. Amen. Ons gaan vanaand weer die Here se naam groot maak. Ons verstaan daar is enkeles wat nie, ja, druk ek sommer maar. Okay, ons sal dit uitdeel. Goed. Dan, woensdag aand, het ons weer bid hier. Lekker, wees hier, 7 uur die aand. Dis die plek om te wees, hoor. Nee, oom, ek wou 5 uur, maar almal het gesê hulle werk tot 5 uur. Oom, laat hulle te laat werk. Sorry, oom. Maar 7 uur, woensdag aand. Dis lekker. Waar is dit lekker? Hier is dit lekker. Dan, ander goeie nuus. Tieners, Vrydag aand, 6:30. Steven, Soutie, 6:30. Begin die jeug. Nou kan die ouers sê, "Jy, my kind gaan die jeug toe." Lekker. Julle, woensdag begin die skole ook. Dit beteken natuurlik dat volgende week Sondagoggend is daar oggenddiens. Voor die oggenddiens is daar ietsie vir die kinders. Ons het weer Sondagskool begin weer. Julle, ons is weer op dreef. Ons is nou soos daai 'n stoomtrein. Hoe gaan hy? Tjoekapaf, 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 tjoekapaf. Ons kom nou weer. Ons begin nou weer aan die gang te kom. So ek sien uit na dit. Ek is opgewonde. Ons jaar is besig om aan die gang te kom. Ek is opgewonde. Ek weet nie van julle nie. Ek hou daarvan. Ek voel ek begin weer te lewe. Ons gaan iets vir die Here doen en die Here gaan iets vir ons doen. Amen. Ekskuus, ons het gister begin, net so voordat ek vergeet, met 'n 10-dag vasting. Vir die wat nou die woensdag aand nie was nie. Ek weet nie almal het gister gevas nie. Dis okay.
Maar ons is op 'n 21 dae vasting. Ons het wel papiertjies uitgeprint wat die moderator uitgeskryf het om jou 'n bietjie riglyne te gee waarvoor om te bid in hierdie volgende 21 dae. As jy dan nou wil vas bietjie vir die kerk of vir iets soos dit, ek en my vrou gaan daar by die deur staan terwyl Steven vorentoe beweeg om die diens te kom afsluit. Ons almal kan staan asseblief. Ons sê baie dankie vir pastoor vir die lieflike diens. Almal voordat ons die seën van die Vader, kan julle net julle hande vooruit sit en dit sê die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal jou aangesig oorlaat jou skyn en jou genadig wees. Die Here sal jou aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen. Sluit asseblief vir jou. Here, ons kom vanoggend en ons sê baie dankie Here vir die diens wat so goed is, Here, 'n woord wat uitgegaan het na ons harte toe, Here. Laat hierdie week waar ons gaan, dat ons sal dit saam met ons dra, Here, en ons sal dit buite in die wêreld uitgee, Here, sodat ons sal meer mense aanraak met die liefde van Jesus. Gaan met elke familie, dat ons terugkom vanaand se diens, Here, en dat die bloed van Jesus sal ons beskerm. Dis my gebed in Jesus se naam.